ons fokus vanmôre wil ek graag praat rondom 'n gedeelte uit Johannes 19 van vers 28 af, wat praat oor nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Dit is volbring, toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Geliefdes, vanoggend staan ons stil by een van die mees aangrypende oomblikke in die geskiedenis. Die kruisiging van Jesus Christus. Op Goeie Vrydag herdenk ons nie net die tragiese dood nie, maar ons vier die vervulling van God se verlossingsplan. Die woorde, dit is volbring, weerklank deur die eeue as 'n verklaring van oorwinning en voltooiing. En vanoggend sal ons die betekenis van hierdie woorde ondersoek, wat dit vir ons vandag beteken en waarom ons dikwels tog sukkel om in hierdie volbragte werk te berus. En wanneer Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring, gebruik hy die Griekse woord tetelestai, wat beteken dat 'n taak volledig en suksesvol afgehandel is. Hierdie uitroep is nie 'n kreet van nederlaag nie, maar dit is 'n triomfantelike verklaring dat die werk wat die Vader aan hom gegee het, dat daardie werk nou voltooi is. Geliefdes, Jesus het die wet vervul. Hy het die profesie bewaarheid en die prys van sonde het hy vir ewig ten volle betaal. Sy lyding en dood was dus nie te vergeefs nie. Dit was die klimaks van God se verlossingsplan vir die hele mensdom. En deur hierdie woorde verklaar Jesus dan dat die skeiding tussen God en die mens veroorsaak deur sonde nou uiteindelik oorbrug is. Die pad na versoening, broers en susters, is oop. Nie deur die menslike pogings nie, want ons sal dit nooit kan doen nie, maar deur die volmaakte offer van Christus Jesus. Hierdie voltooiing is nie net 'n historiese gebeurtenis nie, maar dit is 'n ewige waarheid wat vandag nog geld. Die werk van verlossing is afgehandel. Die werk, geliefdes, van verlossing is afgehandel. Daar is niks wat ons daartoe kan bydra nie. Maar wat beteken dit vir ons? Die feit dat Jesus die werk volbring het belangrike gevolge vir ons se lewens. En dit beteken dat ons nie meer onder die juk van die wet of die skuld van sonde hoef te leef nie. Ons is vrygemaak deur die bloed van Christus. Ons identiteit is nie meer gebaseer op ons prestasies nie. Dit is nie gebaseer op ons mislukkings nie, maar dit is gebaseer op wat Jesus vir ons gedoen het. Die bloed wat gevloei het, is van kardinale belang. Die bloed van Christus wat gevloei het, geliefdes, het die verlossingswerk finaal voltooi. Hierdie waarheid bring uiteindelik vir ons vrede en sekerheid. Ons hoef nie te twyfel aan ons verlossing nie. Want dit is nie gebaseer op wat ons doen nie, of ons eie werke nie, maar dit is gebaseer op die volmaakte werk van Jesus Christus. Ons kan met vrymoedigheid dus na God toe kom. Ons kan met vryheid na die Here toe kom, wetend dat ons deur Jesus se offer aanvaar en geliefd is. Jesus is baie lief vir ons. Hierdie wete, broers en susters, verander hoe ons leef. Hoe ons ander mense behandel, ons vriende behandel, ons familie behandel, en hoe ons uiteindelik onsself sien.
Ons leef nie meer vir onsself nie. Ons leef nie meer vir onsself nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het. Maar daar is 'n probleem, geliefdes. Terwyl ons hierdie waarheid weet, is daar tog diegene wat nie glo nie. En spite van hierdie wonderlike waarheid, vind baie van ons dit moeilik om in Jesus se voltooide werk te glo. Ons probeer steeds om God se guns te verdien deur ons dade. Of ons voel voortdurend skuldig oor ons tekortkomings. Geliefdes, hierdie houding weerspieël 'n gebrek aan vertroue in die volheid van Christus se offer. Hy het dit klaar gedoen, maar ons twyfel nog. Is amper asof ons dit nie kan glo nie. Kan dit werklik so wees? En dan kom ons met al ons werke, alles wat ons kan doen, en ons probeer amper om God te oortuig dat ons werke goed moet wees daarvoor hom. Nee, broers en susters, ons leef in 'n kultuur wat prestasie en selfstandigheid beklemtoon. Hierdie mentaliteit infiltreer eintlik ons geestelike lewens. En ons begin glo dat ons iets moet doen om God se liefde te verdien. Maar die evangelie is baie duidelik. Ons kan niks bydra tot ons verlossing nie. Die evangelie is baie duidelik. Daar is niks wat ons kan doen of sê, geliefdes, om ons verlossing te verseker nie. Want Jesus het dit alles klaar vir ons gedoen. Om in sy werk te glo beteken om ons eie pogings prys te gee en volkome op hom te vertrou. Hierdie geloof, broers en susters, is egter nie passief nie. Dit is 'n aktiewe vertroue in God se genade. Dit vra van ons om ons denke te vernuwe. Dit vra van ons om anders te dink oor die verlossingswerk van ons Meester. En dit vra van ons om daagliks aan God se waarheid te herinner en sy voorbeeld te volg deur goeie werke te doen. Sy voorbeeld te volg deur goeie werke te doen. Geliefdes, te veel van ons is passief in ons geloof. Daar is te veel van ons wat niks doen nie, maar ons is. Ons eis op hierdie dag, ons is Christene. Ons behoort aan die Here. Ons vis is gemaak, ons broodjies is gebak, maar ons is passief vir die werke van die Here. Broers en susters, hierdie verlossingswerk van Christus Jesus vra dat ons mentaliteit sal verander. Dit vra dat ons denke vernuwe moet word, dat ons aktief betrokke sal raak in hierdie verlossingsgeloof van Jesus Christus. Ons moet betrokke raak. En dit beteken dat ek nie meer aan myself dink nie. Ek kom nie meer eerste nie, maar Jesus Christus kom eerste. En wanneer ons Jesus Christus eerste plaas in ons lewens, broers en susters, dan sien ons die behoeftes onmiddellik raak. Ons sien ander mense onmiddellik raak. Ons sien die seer in die samelewing onmiddellik raak, want dit gaan nie meer net oor my nie, maar dit gaan om die werk van die Here. En hierdie groot plan van God se verlossing, broers en susters, is reeds verower in die naam van Jesus. En wanneer ons dus aktief betrokke raak, dan stap ons as gelowiges en ons sê die verlossingswerk is gedoen. Ek stap as 'n oorwinnaar in die naam van Jesus Christus. Dit vra van ons om daagliks aan God se waarheid herinner te word en saam te werk. Wat vra dit van ons? Broers en susters, dat ons saam na die siekes sal gaan. Dat ons saam deel sal word aan barmhartigheid en uitreiking. Dat ons saam die tempel van die Here in stand sal hou. En wanneer ons leer om in hierdie volbrag te lewe, ervaar ons die vrede
wat alle verstand te bowe gaan. En soek ons dan nie daai vrede nie. Soek ons nie daardie vrede nie, broers en susters. Dit is volbring. Is nie net die laaste woorde van 'n sterwende man nie. Dit is die oorwinningskreet van die verlosser van die wêreld. Jesus het die prys vir sonde betaal. Hy het die wet vervul en die weg na God oopgemaak. Geliefdes, in Johannes lees ons van die kruis. Maar in die kruis is triomf opgeneem. Wanneer ons kyk vandag na Goeie Vrydag, dan kyk ons alreeds na opstanding Sondag. Wanneer ons kyk na die kruis, dan sien ons die oorwinning en die triomf wat behaal is. Geliefdes, hierdie voltooide werk beteken dat ons nie meer slawe van sonde of die wet is nie. Ons is vry. Ons is geliefd. Ons word aanvaar in Christus Jesus. As u vandag gebonde voel deur watter rede ook al, weet dat in die verlossingswerk van Christus dat u vry is. Ons is vrygekoop, broers en susters. Ons is vrygekooptes. Ons is nie slawe meer nie, maar ons is vry omdat Jesus ons vrygemaak het. En soms voel ons of ons leef asof ons gebonde is. Soms leef ons as Christene wat vasgevang is, terwyl ons eintlik reeds die vryheid kan ervaar. Sommige van ons voel dat daar geen liefde na ons toe kom nie. Hierdie verlossingswerk weerspieël die grootste liefde wat God vir sy mense het. Ons almal is geliefd in hierdie groot daad wat Jesus, wat God, deur sy seun aan die kruis geoffer het. As u vanoggend voel dat u nêrens behoort nie, moenie na ander plekke gaan waar dit lekker gaan om te voel dat jy behoort nie. Veral jong mense, veral broers en susters, jong mense, baie keer lyk die partytjies lekker. Die mooi klere lyk lekker. Die pragtigste nuwe tekkies lyk lekker. En hoe ons te kere gaan met mekaar lyk lekkerder as wat dit hier is binne die kerk. Maar moenie vergeet dat jy behoort aan Jesus Christus. Jy hoef nie aanvaarding buitekant te gaan soek nie. Jy hoef nie aanvaarding by bendes te gaan soek nie. By onaangename geselskappe te gaan soek nie, want jy is aanvaar in Christus Jesus. Ons uitdaging is om hierdie waarheid te omhels en daarin te kan rus. Geliefdes, baie keer dan besef ons nie die grootheid van God se liefde nie. Ons besef dit nie. Broers en susters, in hierdie oggenduur wanneer Jesus tetelestai op die kruis van Golgotha geuiter het hy gesê dit is volbring. Die volmaakte werk van die verlossingsplan is voltooi. Daar is niks wat ek kan byvoeg om dit klaar te maak nie. Dit is reeds gedoen. Ons moet dit net aanvaar. Ons moet dit net glo en in daardie geloof moet ons voortbeweeg. Geliefdes, hierdie dag is 'n groot dag in die lewe van ons gelowiges. Moenie dat nog 'n goeie Vrydag verbygaan as u nie aangryp aan hierdie verlossingswerk in Jesus Christus nie. Gryp hom aan terwyl hy beskikbaar is. Gryp hom aan, broers en susters. Maak nie saak watter omstandighede u self in bevind nie. Ons is nie meer slawe nie. Ons is vrygekooptes. Ons is vrygekooptes. En daarom kan ons sê, halleluja,
die seun van die mens, het gekom en hy het vir my kom sterf, sodat ek kan lewe. Mag die Here vir u seën in hierdie dag en oor hierdie paar dae, dat ons regtig waar onsself in oot moet weer eens na die Here toe bring, van vooraf onsself aan God toewy. En wanneer ons later aan hierdie tafel kom sit, dat ons met harte vol van God se liefde kan kom sê, dankie Jesus, dat ek aan u behoort. Die Here seën u. Amen. Kom ons bid saam. Here, op hierdie goeie Vrydag kom ons stil word voor u. Ons is diep bewus van die nood rondom ons. Ons sien die pyn, Here Jesus, van oorloë, armoede, siekte en wanhoop. Ons dink aan mense, Here, in West-Afrika, in Gaza, Palestina, oral, Sudan, Here Jesus, waar daar onvrede is. Ons bring hulle na u. Ons dink aan die vlugtelinge, Here Jesus, wat 'n plek van skuiling soek. En by baie bordes word hulle verwerp. Ons dink aan hulle wat sonder kos is. Here, wees u hulle krag en hulle hoop. Ons bring ons gemeente na u toe. Die wat hartseer is, Here, hulle wat siek is, en ook hulle wat honger is. Hulle wat gebroke verhoudings beleef, kom Here met u genade en genees hulle. Troos hulle wat treur, Here, en versterk hulle wat moeg is. En lei ons almal op die pad van geloof. Ons vra dit in die magtige naam van Jesus, met baie danksegging. Amen.